'n man en vrou ken mekaar al jare, hulle is baie goeie vriende. Maar hulle is te bang om 'n move te maak op mekaar. Eintlik is hulle so saggies verlief op mekaar, maar hulle is te bang om 'n move te maak want hulle is bang die ander een sê nee. En toe ry die tweeetjies eendag en hulle is in 'n karongeluk en albei van hulle is oorlede. En toe hulle aan die hemel kom net, toe staan hulle net tou net voor hulle by Petrus is en hulle sê vir mekaar, maar sê die man vir die vrou, maar ek is regtig verskriklik lief vir jou, maar ek was net altyd bang, maar nou dat ons groot ervaring saam het, ons is dan ten minste saam dood, nou kan ek vir jou vra om te trou, en sy sê net daar, nog voor hulle in die hemel kom nie, maar sy sal graag met hom wil trou, en hulle gaan baie gelukkig wees. So toe hulle by Petrus kom, en hulle toe alles afgehandel, wat die administrasie van die hemel is, toe vra die twee vir Petrus, maar hulle twee is nooit op aarde getroud, maar asseblief, hulle wil in die hemel getroud wees. En Petrus kyk na hulle, hy sê vir hulle, maar, weet hulle hoe lank is ewig? En hulle sê, ja, wel, dis vir ewig, maar hy sê van, maar julle verstaan nie, hoe lank is ewig nie? Weet julle hoe lank is ewig? Nee, sê man, ons is maar nog nie in die hemel, ons weet nie. Hy sê, ek sê wat julle doen. Gaan terug en dink regtig baie mooi of jy wil trou, en dan kom julle oor 50 jaar weer na my toe. As julle regtig wil trou, en dan kan ons die gesprek voortgaan. Dis in die hemel en hulle lewe, en 50 jaar later, wat soos die ewigheid voel is hulle terug by Petrus. Hulle sê vir Petrus, ons het in die afgelope 50 jaar mooi gedink, ons wil regtig graag trou. Petrus staan so en kyk, hy sê vir hulle, maar die ewigheid is baie lank, wil julle nie nog 50 jaar gaan dink nie? En die man raak so half omgekrap, hy sê, ons het gedink, ons het regtig mooi gedink, ons het oor niks anders gedink die afgelope 50 jaar nie, ons wil trou. En Petrus sien toe die situasie. Petrus sê, alright, ek vra julle mooi, gaan dink vir 20 jaar nog. As daar nie teen daai tyd al 'n dominee in die hemel is nie, dan sal ek julle self trou. So, ek wil nogal vra nie, as jy nou jou kop kan dink, ek sê besig om grap te maak, as jy nie jou kop kan dink, wie is een van die grootste geestelike leiers wat jy ken, of wie se naam jy ken? Kom ons vat nou net 'n interessantheidshalwe ous met die naam van Billy Graham. Ek dink almal weet wie Billy Graham is. En jy's eendag in die hemel, en jy stap daar rond, en jy sien nie vir oom Billy daar nie. Ek meen, sal dit nie vir jou ernstig vreemd wees nie? Of as jy nou jou blyplekkie het, en jy's nou gesettel, en volgende ou wat sy kop al by die agterdeur uitsteek, en jou groet is Adolf Hitler, jy weet. Wat jy nou glad nie daar verwag het nie, jy weet. En dit klink ver gesog, maar ons weet in die Bybel dat die man wat laas Jesus gekruisig is, het in die laaste paar minute voor hy gesterf het, het hy hom bekeer. Dit kan met Adolf ook miskien gebeur het, ek weet nie. Ek is nie besig om enigiets voor te sê nie. Maar die gesprek wat ek wil oopmaak is vanmôre. Ek het in my bediening al die onbeskryflike hartseer beleef in 'n begrafnis waar 'n ouer kind moet begrawe. En dan sal ouers vir my vra, sal ons mekaar eendag in die hemel sien? En dan voel ek bietjie soos 'n springhaas in 'n spotlight. En ek weet in hulle hartseer wil hulle hê, ek moet sê ja, maar ek kan in my eerlikheid nie noodwendig ja sê nie. Hoe sleg sou dit nie wees? As jy eendag in die hemel kom en jy sien uit om jou ouers miskien daar te sien, of om jou kinders daar te sien, en jy kom daar en jy sien, maar jou kinders is nie daar nie. En dis waar ons vanmôre gesels. Ons wil vanmôre gesels oor as ek net vir 'n oomblik my omstandighede kan los, die geld wat ek bymekaar moet maak, die karpaaiement wat ek moet betaal, die mediese rekeninge, noem alles wat nou so fyn op ons gedagtes lê, wat in 'n sekere sin ons gedagtes so oorheers, dat ek nie kans kry om oor die toekoms te dink nie. In hierdie lydingstyd, kom ons word stil en ons dink vanmôre oor die toekoms. Here, baie dankie dat ons bymekaar kan wees. Dankie dat elkeen van ons wat hier is, geroep is deur U om vanmôre tyd saam met U te spandeer. Here, help vir my dat ek nie hierdie tyd sal mors, wat U al van voor die skepping af beplan het. Die tyd waarna U uitsien wat ek met U spandeer. Help dat ek dit nie sal mors om ligsinnig te wees, of laat my gedagtes gaan dwaal nie.
Help my dat ek nie hierdie tyd mors deur oor goed bekommerd te wees, wat in elk geval oor 'n jaar of wat nie meer gaan bestaan nie. Dat ek my lewe laat stuur deur die noodsaaklike en die dringende en nie die belangrike nie. Ek wil vra dat U asseblief my die insig sal gee. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. So, die vraag wat ek vanmôre vir myself vra, wat maak ek as ek in die hemel kom, en die mense wat ek graag daar sou wou sien, om my ewigheid met hulle te spandeer, is nie daar nie. En dan is dit te laat. Ek meen, dis eintlik dan veel te laat. Wat kan ek vandag doen? En dit sluit aan by ons tema van lydingstyd, waar ons sê, maar die lydingstyd is 'n onbeskryflike tyd waar ek op myself kan fokus. Ek het tyd om op myself te fokus. Ek is eksklusief in 'n sekere sin dat ek al die denke wat ek het oor die wêreld en alles wat die wêreld my leer net uitskuif vir die oomblik, dat ek net inklusief is vir die woord van die Here wat in hierdie lydingstyd ernstig met my praat. En dan is die vraag, as ons terugkom, wat kan ek vandag alreeds doen? En om dit te kan bespreek, gaan ons by 2 gedeeltes stil staan. Ons gaan by Matteus hoofstuk 8 stil staan en ons gaan by Psalm 85 stil staan. Nou, Matteus hoofstuk 8 gee vir ons die inleiding van hoe ons dit moet verstaan. En Matteus 8 sê vir ons, in die opskrifie van hoor en doen, is nie noodwendig die regte opskrif nie. Dis maar 'n opskrif, maar dit gaan eintlik hier oor hoor, verstaan wat hier staan, en verstaan die implikasie van wat hier staan. Dit gaan nie noodwendig oor hoor en doen nie, maar verstaan eers die implikasie daarvan voordat jy kan doen. En ek begin by vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Met ander woorde, nie elkeen wat die naam van die Here aanroep en elkeen wat sê maar ek is 'n Christen en ek doen die regte goed. Hoor maar, hy sê nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En onmiddellik dan gaan staan my kop doodstil daar. En ek sê vir myself, ek is 'n goeie mens. Ek is elke Sondag, of dan ten minste as ek nie kan nie, 1 keer 'n maand as ek in die kerk, ek bring my kinders Sondagskool toe. Ek bid elke keer voor ek eet. Weet ek bid voor ek gaan slaap. Ek is eintlik een van hierdie ouens wat miskien heel waarskynlik in die hemel gaan kom. Dan sê dis nie, hy sê, want baie sal vir my daai dag sê, Here, Here, het ons nie in U naam gepreek nie. So, dit gaan daaroor dat iemand sê, maar Here, ek het die Bybel goed genoeg geken en ek het gemaklik geraak met U woord, in so 'n mate, dat ek ander mense begin leer het daaroor. Ek het gepreek daaroor. En dan sê die Here vir hom, ek ken jou nie. En hoekom sal die Here so kras wees daar? En dan gaan hy verder. En hy sê, Here, Here, het ek nie in U naam duiwels uitgedryf nie. Met ander woorde, ek het die krag van die hemel gehad om die slegte uit te dryf. Ek het groot en eties opgetree. Ek kon mooi onderskei wat reg en verkeerd was en ek het die regte ding gedoen, nê? En deur U naam baie wonders gedoen nie. Dat ek selfs wondertekens in U naam gedoen het nie. En dan sê vers 23, dan sal ek openlik vir jou sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En waarvan word hier gepraat? Hiervan word gepraat dat die Here nie geïnteresseerd is in my godsdiens nie. En ons maak altyd 'n mooi onderskeid om te sê, geloof en godsdiens is nie dieselfde ding nie. Godsdiens is dit wat ek doen, dis die handeling wat ek doen op 'n Sondag in die kerk, sit Bybel lees en bid, voor ete bid. Godsdiens het vir die Here nie waarde as dit nie gebaseer is in 'n verhouding nie. En dis wat geloof is. Geloof is 'n diepe liefde vir mekaar. Die feit dat ons na mekaar kyk en mekaar verstaan, ons verstaan mekaar in 'n minder of meerder mate. Geloof is die verhouding waarin ek staan. Hierdie onbeskryflike verhouding wat ek met God het en wat God met my terug het en wat ek met Christus Jesus het en hy met my terug het,
Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hierdie gedeelte gaan nie oor godsdienst nie. En vanmôre is die groot vraag wat ek vir myself vra, dink ek my kind gaan hemel toe, as gevolg van die godsdienst wat ek hom laat pleeg. En dit is tog baie duidelik as ons kyk na Matteus, dat godsdienst jou nie in die hemel gaan kry nie. Die enigste ding waarin die Here belang stel, is eerlikheid. Psalm 51, om myself te verootmoedig teenoor die Here, eerlik te wees, en met Vader besig te wees. En as jy vraag, maar hoe gaan ons dit doen? En dan gaan ons terug na Psalm 85 toe. Maar voor ons Psalm 85 lees, wil ek gou vra dat ons net oor 3 woorde praat. En dis 3 woorde wat in Psalm 85 voorkom. Maar ons lees baie keer hierdie 3 woorde heeltemal mis. Dis liefde, vrede en vreugde. En ek wil gou vir jou vraag vra. Waar is die enigste plek waar liefde, vreugde en vrede kan funksioneer? Kan liefde, vrede en vreugde in 'n wêreld funksioneer? Ja. Kom ons los gou 'n bietjie die eksklusiwiteit en ons kyk na die wêreld vir jou. So die wêreld sê, yes, liefde, vreugde en vrede kan absoluut in die wêreld gebeur. Maar kom ons staan net gou vinnig en ons wees vir 'n oomblik diep eerlik mekaar. Die wêreld kan nie vir jou liefde gee nie. Trouwens, die wêreld wil dit nie doen nie. Die wêreld kan vir jou genot gee, maar die wêreld kan nie vir jou vreugde gee nie. Die wêreld kan jou 'n skietstilstand gee, maar die wêreld kan nie vir jou vrede gee nie. Liefde, vrede en vreugde kan net op een plek funksioneer en dit is binne in 'n verhouding. Kan op geen ander plek funksioneer nie. Dit kan net funksioneer in jou verhouding met jou lewensmaat, of met jou kinders, of met jou vriende, of met jou Here. Dit kan nie buite 'n verhouding funksioneer nie. En nou wil ek vanmôre 'n skokkende vraag vir jou vra. Laat ek nie 'n vraag vir jou vra, laat ek 'n stelling maak. Baie mense is liewer vir hulle hond as wat hulle vir hulle man of hulle vrou is. En nou wil ek die standpunt verder uitbrei en sê, baie mense is liewer vir hulle hond of hulle kat as wat hulle vir die Here is. Want hulle spandeer meer tyd aan die verhouding met hulle hond of hulle kat, intense verhouding, as wat hulle met die Here spandeer. En dit bring ons vanmôre by Psalm 85. En ek wil nie die eerste gedeelte lees nie, want die eerste gedeelte moet jy asseblief self leef. Dit gaan, Here, U is goed vir die land, hoe lank gaan U nog vir my kwaad bly? U het my sondes vergewe. Die hele gedeelte van vers 2 af, tot en met vers 6, gaan daaroor, dat die koorleier hier is absoluut bewus daarvan, van sy oortredings teenoor die Here, en hoe dat die Here nie genee is daarmee nie. Maar dan kom jy by vers 7, en ek lê ons moet vir 'n oomblik stil staan, en daar's 2 hoofoomblikke waar ek wil staan. En die eerste een is vers 7, en kom ons lees van vers 7 af, tot aan die einde van die Psalm. Vers 7 sê, wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat 'n volk in vreugde in U kan vind nie. Hoor mooi, wil U nie weer die verhouding nuut maak nie, wil U nie weer die lewe vir my nuut maak, dat ek vreugde kan vind in die verhouding wat met U nie. Laat ons U troue liefde, laat ons U liefde weer belewe, skenk aan ons U reddende hulp. Ek wil luister na wat God die Here vir my sê, want sy woorde bring vrede vir sy volk, vir die wat in hom getrou is. Hulle moet nie weer daarvan afdwaal nie. En ek wil ons met vir 'n oomblik net hier stil staan. En die 2 goed waar ek wil praat, eerste instansie, dat mens die vraag vra, maak dit weer nuut in my. En wat beteken dit? Dit beteken nie dat ek weer nuut sal begin nie. Dit beteken nie soos 'n nuwejaarsvoorneme dat ek oor sal doen nie. Want ons het meer as genoeg geleenthede gekry om oor te doen, om oor te begin, om nie te dink. Ek dink die ding wat ons hier moet vir mekaar sê is, dit gaan nie oor 'n tydperk nie, dit gaan oor 'n denkrigting. In vers 7 sê, wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak nie. Dit beteken, jy moet by die punt kom waar jy die diepe behoefte binne in jouself ontdek, om nuut na goed te kyk.
En nou is die probleem, hoe kyk ek nie na goed? Dis om anders te kyk daarna. En dis wat hierdie lydingstyd wonderlik maak, want lydingstyd maak dat ek na myself kyk op 'n ander manier as wat ek op myself kyk as die wêreld die hele tyd in my ore skree. Nou dat ek die wêreld bietjie uitgesluit het in hierdie eksklusiewe tyd van lyding, nou kan ek hoor wat God vir my sê. En ek moet by die punt kom en ek moet die diepste behoefte in my hart ontwikkel om nie te wil begin as ek moeilikheid het of as alles skeef geloop het nie. Want dis gewoonlik wat mense doen. Hulle mors hulle lewe so op dat hulle hele lewe uitmekaar uitval. Hulle verwoes hulle huwelik, hulle verwoes hulle verhouding met hulle kinders, hulle verwoes hulle werksverhouding, hulle verwoes alles en dan ewe skielik kom tot hierdie reuse inkeer, maar ek wil weer nuut begin. Dis waar ons in die wêreld wil nuut begin. God sê vir ons hoef nie daar te begin nie. Moet asseblief nie begin om eers groot droog te maak en dan nie te wil begin nie. Kom vanmôre by die besef dat ek na die wêreld met nuwe oë wil kyk, dat ek wil raak sien wat God vir my wil wys, nie wat die wêreld vir my wil wys nie. Maar dan moet dit die begeerte wees by jou, om dit te wil doen, om nuut te begin kyk. Jy moet dit besluit, jy moet dit aanvoel, jy moet dit hier in die binneste van jou hart, moet dit jou dryf, want as dit jou nie dryf nie, as dit 'n besluit is, dan is dit niks anders as 'n nuwejaarsvoorneme wat binne 2 weke lekker verlep in kwyning. Die ander vers wat ons moet lees, is vers 9. Hy sê, ek wil luister na wat God vir my sê. Ek wil luister. Deel van hierdie nuut wees, ek wil nie meer sê, okay, maar ek het hierdie gedeelte gehoor nie. Ek het hierdie gedeelte al in die Bybel gelees, ek weet wat dit beteken nie. Om nuut te kan word beteken, ek moet splinter nuut met aandag luister na wat God sê, want dis wat vers 9 sê. Vers 9 sê, ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woorde bring vrede vir sy volk, die wat hom getrou dien. Dit bring vrede. Jy kan nie vrede beleef en vreugde beleef as dit nie in 'n verhouding met jou Vader is nie. Dis net 'n skietstilstand. Jy kan nie vrede beloof in 'n verhouding as dit net 'n skietstilstand is nie. Jy kan vreugde nie koop nie. Jy kan luksheid koop. Jy kan opwinding koop. Jy kan al die ander goed koop, maar vreugde, ware vreugde kan jy nie koop nie. Dit is iets wat tussen jou en God ontstaan. En liefde is net iets wat binne 'n verhouding kan verstaan. En nou is my vraag, is jy liewer vir jou hond of is jy liewer vir die Here? En dan kom die uitkoms daarby. As ek wil luister, gaan ek die volgende goed ontdoen. Waarlik, die uitkoms is naby vir die wat die Here dien. Weer, die wat die Here dien, in Matteus. Hy sal sy reddende mag oor die land openbaar. Sy liefde en trou sal mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Getrouheid sal uit die aarde uit opspruit en geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. As ons vanmôre kan afsluit waar ons begin het. Hoe gaan ek seker maak dat die mense vir wie ek die liefste is, gaan ek eendag in die hemel sien? Ek moet op hierdie oomblik nie net aan myself hard werk nie, maar in verhoudings met my mense rondom my kinders. Iemand het eendag gesê, en ek kan nie aanhang, hy sê, wat is die enigste ding wat jy kan saamvat hemel toe? En ek wil dit vanmôre vir u vra. Wat is die enigste ding wat u kan saamvat hemel toe? Die enigste ding wat jy kan saamvat hemel toe, is jou kinders. Moet hulle nie in die wêreld oorlaat nie, dink nuut. Ek het ouers se hartseer gesien. En die vrede wat saam met die hartseer is vir die ouers, wat vir hulle feit weet, hulle kind is by die Here. Hulle kind is in die hemel, en ouers se onbeskryflike streweling, omdat hulle nie seker is waar hulle kind is nie. Mag Vader vir ons die genade vandag gee, dat ek iets aan my eie heil, en in die mense rondom my se heil kan doen. Mag ek vandag besef, ek moet nie dink oor my verhouding met God, en nie my godsdiens nie. En mag hierdie lydingstyd vir my 'n tyd van liefde, vrede en vreugde is, omdat dit gebaseer is in die verhouding waarin ek met ons Vader staan. Amen. Here,
U woord is kosbaar. En die woord is so waar. Dankie Here dat ons so bietjie in 'n vakuum kan kom in hierdie leidingstyd en as ek dit reg gekry het om eksklusief leiding en leidingstyd saam met U te beweeg en eksklusief nie mense uit te sluit nie, maar die wêreld uit te sluit, Vader. En dat ons net op ons verhouding met U kan konsentreer. Gee asseblief vir my die insig dat U nie geïnteresseerd is in my gemak nie. U is nie geïnteresseerd in my gerief, in my bestaan. U is geïnteresseerd in my gehoorsaamheid. U is geïnteresseerd in hoe ek groei en hoe my verhouding met U ontwikkel. Here, U is nie geïnteresseerd in my godsdiens nie. U is geïnteresseerd op die manier waarop ek interaksie met U het. En ek wil vra, maak my aan mekaar bewus as ek dit nog nie het nie. En mag Matteus vanmôre baie ernstig met my praat. Mag ek myself herinner dat godsdiens my glad nie Here in die hemel gaan bring met my geliefdes nie. Dit gaan nie net oor die liefde. Here, laat maar ware geloof 'n verhouding met U. Dankie dat ons vanmôre dit uit U woord mag hoor. Amen. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde week hê. Mag Vader vir jou die krag gee dat jy die wêreld so 'n bietjie uit jou gedagte uit kan skuif, dat jy vir hierdie leidingstyd in die woord van God kan wandel en dat God vir jou help dat jy weer nuut kan word, dat jy nuut kan kyk, dat jy die behoefte het om die wil van die Here te hoor vir jou lewe, want dit is 'n pragtige toekoms wat die Here vir jou beplan binne in sy wil, baie beter as 'n toekoms wat jy vir jouself beplan. Onder op die skerm is 'n plekkie as jy 'n bydrae wil maak en mag Vader jou toevou in sy hande van genade en liefde. Amen.